25 Oktober. Seëninge beloof aan diegene wat in Christus bly. Die barmhartiges sal barmhartigheid ondervind. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Matteus 5 vers 7. Die mens se hart is van nature koud, donker en liefdeloos. Enige een wat 'n gees van ontferming en vergewensgesindheid openbaar, doen dit nie uit homself nie, maar deur die invloed van die Gees van God op sy hart. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste liefgehad het. God is self die bron van alle genade. Sy naam is barmhartige en genadige God. Hy behandel ons nie na verdienste nie. Hy vra nie of ons sy liefde waardig is nie, maar hy stort die rykdom van sy liefde uit om ons waardig te maak. Hy is nie wraaksugtig nie. Hy wil nie straf nie, maar verlos. Selfs die strengheid wat hy deur sy voorsieningheid openbaar, is vir die redding van die weerspanninge. Hy verlang met 'n innige verlange om die ellende van die mens te verlig. Almal wie se harte in voeling klop met die hart van die oneindige liefde, sal probeer om te red en nie om te veroordeel nie. As Christus in die siel woon, is hy 'n fontein wat nooit opdroog nie. Waar hy woon, daar sal weldadigheid oorloop. Op die geroep van die weerstrewige, die versoekte, die ellendige slagoffers van gebrek en sonde, vra die Christen nie, is hulle dit waardig nie? Maar hoe kan ek hulle help? In die ellendigste en mees verdorwene sien hy siele vir wie Christus gesterf het om hulle te red. Die barmhartiges is hulle wat medelei met die arme, die lydende en die verdrukte het. Hy wat sy lewe aan God oorgegee het, om sy kinders te dien, is aangeskakel by hom wat oor al die hulpbronne van die heelal beskik. Sy lewe is met die lewe van God verbind met die goue ketting van sy onfeilbare beloftes. Die Here sal hom nie in die uur van lyding en nood verlaat nie. My God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En in die uur van die laaste nood sal die barmhartiges skuiling vind in die genade van die medelydende Verlosser, en sal hulle in die ewige woninge ontvang word.